Een van daai oggende. Nou wat sal ek nou aantrek vir oggend, dink ek. Dis Oktober maand en ek is al moeg van wintersklere. Dis staan ek elke oggend op met die verwagting dat dit uiteindelik tyd is vir somersklere. Ek het selfs my toenails geverf vir die sandale dra. Nou weier ek om onnodige toeskoon aan te trek, want my toenails moet daarom gesien word en ek self wil daai somer gevoel hê. Ek het so effens 'n los rokkie by my dogter gekry. Ons twee dra so min of meer dieselfde grootte. As sy nou kas skoon maak, is ek al te bly as daar ietsie my kant toe kom. So vanoggend is dit nou tyd om daai losserige swart en wit kolletjiesrok aan te trek. Ek het nie swart sandale nie, maar silwer sandale. Ja, nie dit sal werk. Met die radio in die agtergrond hoor ek die weervoorspelling. Dalk is die rokkie, al het dit 3/4 moue, effe koel. Ek sal maar 'n ligte baadjie aantrek vir die wis en die onwis. Ag, 'n mens kan dit mos maar weer uittrek. Nou kyk ek myself in die spieël. O, liewe genade, nee. Die denim baadjie sny my nou net so op die middellyf af. Nou die middellyf het lank al verlore gegaan. Ek lyk darm nou net te rond. Ek moet tog iets in die kas hê wat my effe beter laat lyk en voel. Dis mos nou eintlik daai voel wat die deurslag gee. So uit met die baadjie en uit met die rok. Nou staan ek weer voor die kas. Op my ouderdom wil ek nou ook nie van myself aan die kant af in die spieël kyk nie. Want met die van 'n merwe se bloedlyn wat deur my are vloei, sukkel ek maar met die uitsit van die maag. Glo my, ek doen my bes, maar gene is 'n boggerse ding. Ek haal so 'n swart broek uit wat my ander dogter vir my gegee het. Dis nou weer hoogmode, sê hulle. So effens 'n meloenerige langbroek. Hy sit bo styf, maar 'n rek trek die broekspype saam hier by die enkels. Nou ek lyk nie te sleg in die broekie. Ek moet nou net die regte toppie kry. Nou daai regte toppie kry ek toe nou nie vanoggend nie. So uit met die broek en nou staan ek weer voor die kas. Ek is so lus vir 'n summer look. My oë skandeer my kas van 'n kant af. Geen rokkie spreek tot my vanoggend nie. Ek voel die dikte, die wyte in die rollie en almal. Terug met die skandering na my jeans. Laat ek nou maar my tight fit jean aantrek vanoggend. Ek is gelukkig geseënd met dunnerige bene. Hier is 'n jean wat ek sommer 2 jaar gelede hier plaaslik gekoop het. 'n rek wat mooi om die lyf pas, of jy nou 'n bietjie wyer of 'n bietjie smaller word, hy pas altyd. En omdat ek met blomme werk, het die jean toe ook al 'n paar vlekke opgedoen. En die het ek toe so 'n tyd terug gekamoufleer deur dit te kleur. 'n tweede lewe vir hierdie jean. Die volgende vraag is, wat sal ek nou daarby aantrek? Definitief ietsie wat los oorhang, ietsie wat nie te koel is nie, maar ook nie te warm nie en definitief nie te styf is nie. My oog val op my hemp met die fyn groen streepies. Ag, ek hou mos van tweedehandse winkels. Die hemp het ek in Lammertsbaai se ouete huis se tweedehandse winkel gekoop. Nou toe voel my gemoed nou lig. Die hemp het lang moue, maar met die ligte groen streepies gee dit darm 'n gevoel van 'n aankomende somer. Buite gekom besef ek, dit is koud. Terug huis toe. Gryp die denim baadjie en trek dit aan. Ek weet die kinders sou sê, maar 'n mens dra mos nie altyd alles wat so by mekaar pas nie, en veral nie denim by denim nie. So my stilligheid wonder ek wie nou eintlik daai reël gemaak het. Dan verbreek ek hom nou vanoggend, want as ek nou weer die kas moet skandeer vir ietsie anders, dan kry ek dalk net 'n gevoel van algehele hopeloosheid. Soos my broer so dikwels gesê het, dis 'n hopelose spulletjie.